Geliefdes van ons Here Jesus Christus, die geskiedenis van Bloedrivier is 'n verhaal van mense in nood, gekonfronteer met 'n oormag, 'n mag baie groter as hulle self, van Zulu krygers, het die boere besef dat daar menslik gesproke niks is wat hulle kan doen nie. En diep bewus van hierdie met nood en hulle eie menslike tekortkominge, het hulle toevlug geneem na die enigste een waar hulle waarlik uitkoms kon kry, naamlik by die Here, hulle God. Hulle het toe besluit om 'n gelofte af te lê vir die heilige God van hemel en aarde. 'n Gelofte wat 'n klomp beloftes maak, maar in besonder ook beloof dat ons hierdie dag sal herdenk. Sal herdenk as 'n loofdag, 'n dag om die Here te loof en prys, maar ook as 'n Sabbatdag, 'n dag van rus, 'n dag anders as die ander dae van ons lewe. En so het die Here hulle beskerm, so het die Here daardie dag die vyande in hulle hand oorgegee. En vandag sit ons hier om ons gelofte te betaal. 187 jaar later gedenk ons steeds die gelofte wat ons gemaak het, wat ons voorvaders gemaak het op daardie dag. Omdat die Here hulle gebed beantwoord het. En dan is dit nou baie belangrik om vandag te vra, hoe bring ons hierdie dag deur op die regte manier? Hoe vier ons geloftedag waardig en wat vir die Here lofwaardig is? Hoe betaal ons vandag die gelofte? En daarom draai ons na Psalm 66 toe. Ja, 'n getuienis van iemand wat self 'n gelofte voor die Here afgelê het en sy gelofte betaal het. Psalm 66 is 'n loflied wat die Here loof vir sy verlossing. Dit is 'n baie persoonlike psalm, veral die laaste deel van die psalm, waar ons sien hoe hierdie man self na die tempel toe opstap en sy gelofte gaan betaal. En uit hierdie psalm leer ons dan baie belangrike beginsels vir ons en vir geloftedag en vir die viering en die betaling van ons gelofte. Hoe kan ons dan hierdie dag op die regte manier vier? Ons begin dan deur te kyk na die uitnodigings wat die psalm vir ons gee. Die eerste uitnodiging, vers 5. Sê kom kyk, kom aanskou, kom nader en kom kyk na die magtige dade van die Here onder sy mense. Hy trek ons aandag soos iemand wat op die straat roep. Dis eintlik 'n formele uitnodiging in die oorspronklike taal. Kom luister, kom kyk, kom sit hier. Kom aanskou wat die Here in die verlede gedoen het, konkreet. Dit is nie 'n storie of 'n fabel van iemand wat ons moet oordink en iets denkbeeldig nie. Dit is nie net 'n persoonlike ervaring van die geloof nie. Dit is 'n psalm wat na spesifieke dade van die Here wys. Verlossing uit Egipte word hiervan gepraat, hoe die Here die see in droë land verander het. Verwys ook na die intog in die beloofde land in Israel se geskiedenis, hoe God sy volk droogvoets deur die rivier laat gaan het. Dit is werklike historiese gebeure. Nie veel anders as vandag nie. Ons vier vandag 'n historiese dag en so moet ons 'n uitnodiging stuur. Kom kyk na die wonderdade wat die Here gedoen het. Die magtige dade van die Here in geskiedenis in ons volk. Dit is belangrik dat hierdie uitnodiging nie net vir 'n spesifieke groepie mense is nie. Dit is vir alle mense. Vers 1 sê, juig tot eer van God, almal op aarde, bely voor God, hoe ontzagwekkend is u werke. Vers 4 sê weer, alle mense moet tog voor u buig. En vers 7, die Here is die een wat ewig heers, sy mag oor al die nasies, hy hou hulle in die oog. Met ander woorde, God is koning nie net oor Israel nie net oor die boerevolk nie, maar oor alle volke, stamme en tale. Daarom is vandag 'n uitnodiging nie net vir ons nie, maar vir al die mense van ons land. Hulle moet kom kyk wat die Here gedoen het. Kom kyk na die magtige dade van die Here. Kom bring hom die eer en die erkenning wat hom toekom. Want selfs sy vyande moet dit erken. En die wat dit nie erken nie, sal nederig en kruipend voor hom kom. Dit is die eerste punt wat die Psalm ons leer. God se magtige dade is vir die hele wêreld om te kom aanskou. Ons vier nie die vernuf van die Afrikaner volk nie. Ons vier die roemryke dade van die Here die Almagtige, die Heilige
God van wat hemel en aarde gemaak het. Soos hierdie dag dis reg wil deurbring, sal ons die mense, die wêreld se oë rig op die Here in die eerste plek en wat hy gedoen het. Hoe hy die noodkreet van sy kinders geantwoord het en hulle vyande in hulle hand oorgegee het. As ons hierdie dag reg wil vier, moet ons aan die wêreld verkondig, soos in Psalm 60, die hulp van mense is niks, maar as ons God aan ons kant het, sal ons oorwin. Die gelofte sluit immers met hierdie woorde af. Die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee, nie aan die mense nie. En liefdes, as ons hierdie gelofte reg wil nakom, dan moet ons in die eerste plek almal uitnooi en te sê, kom kyk na God se werke. Magtig is sy dade onder ons mense. Juig tot eer van God, sing sy roem, eer sy naam. Dit bring ons by ons tweede punt uit. In die hartjie van hierdie Psalm, ja, die hoofdeel van hierdie Psalm is vers 13 en 14. Die digter wat sê, ek sal na u huis toe opgaan met brandoffers, om aan u die geloftes betaal wat ek gedoen het, wat ek afgelê het, toe ek in nood was. Hier is dit nodig om dus die agtergrond te verstaan van hoe mense in Israel destyds geloftes afgelê het, maar ook geloftes betaal het. Eerstens, die wet van die Here leer, dat as jy 'n gelofte gemaak het en die Here antwoord op jou gelofte, dan moet jy 'n offer aan die Here bring in sy huis. Spesifiek 'n brandoffer, 'n offer waar die offering totaal en al verbrand word. Dit wys 'n heeltemal 'n oorgawe, 'n dankbaarheid, iets wat nie teruggetrek kan word nie. Ek kry niks daaruit nie. Ek offer, ek gee, dankbaar uit my hart. Vers 13 tot 15 sien ons dan hoe hierdie digter opgaan na die huis van die Here. En hy bring nie net die voorgeskrewe offers van die wet nie, nee, hy bring meer as dit. Baie, uitermate baie offers aan die Here. Sy dankbaarheid is 'n oorgawe, 'n totale oorgawe, dankbaarheid vir die verlossing van die Here. Is nie net lippediens nie, dit is sigbaar in sy dade. Psalm 56 se beruiming vang iets hiervan vas in vers 4. Toe smart reeds bruisend oor my heen wou slaan, het ek, o Heer, geloftes u gedaan, en nou dink ek dankbaar bly daaraan, en te bring my dankbetaling. Ietsie daarvan, 'n geloftedag. Tweedens, dwars deur die Bybel het die betaling van 'n gelofte 'n belydenis karakter gehad. Elke keer wanneer daar iemand 'n gelofte aan die Here gedoen het, die Here gesmeek het om hulle te red, dan was daar, en hy antwoord, dan was daar altyd iets van 'n sang of 'n belydenis wat hulle aan die Here doen. Soortgelyk bely hierdie digter in vers 9, dit is God wat ons die lewe gee en nie toelaat laat ons struikel nie. Die Here het sy volk beproef, die Here het hom beproef, lees ons, deur vuur en water het hy gegaan, maar dan bely hy weer, maar toe het u ons uitgelei na oorvloed toe. Geliefdes, toe die Here 'n beproewing oor die digter se lewe gebring het, het hy steeds die Here vertrou. En iets daarvan ook met die voortrekkers. Toe hulle in die knyp was, het hulle steeds die Here vertrou. Hulle het lofliedere gesing tot die Here. Hulle het 'n belydenis gemaak in die gelofte. Die Here is die heilige God wat hemel en aarde geskaap het. Aan hom kom alle mag toe. Hy regeer oor die geskiedenis. Hy regeer oor nasies en volke. Hy bepaal die uitkoms. En vandag, as ons die gelofte wil vier, dan moet daai belydenis karakter sigbaar wees. Derdens, daar is altyd by 'n gelofte iets van 'n gemeenskaplikheids, ook van 'n verkondigingskarakter. Die digter nooi in vers 16, nie net die wêreld soos hy van tevore gedoen het nie, maar ook die mense daar by die tempel uit, al die dienaars van God. Hy sê kom, nie net kom sien, maar kom luister wat God vir ons gedoen het. Die betaling van sy gelofte is nie net 'n offer nie, is nie net 'n belydenis nie, is verkondiging. Hy maak moeite om met sy volksgenote, met sy kinders daaroor te praat. God het my gebed verhoor, kom loof die Here wat my gebede geantwoord het. Ek kan nie stil bly oor wat die Here gedoen het nie. Sy volk en sy geloofsgenote moet hoor, God het my verlos,
Geloofd sy die naam van die Here. Om aan terug te kom na ons viering van Gelofte Dag vandag. Ons kan hierdie dag op 'n verkeerde manier vier. Daar kan iets van 'n verkeerde karakter by ons Gelofte Dag vierings wees. Waarom moet ons onsself afvra, is daar nog by ons en by die mense rondom ons iets van 'n opofferende of 'n dankbaarheidskarakter oor hierdie dag? Is dit maar net 'n vakansiedag wat ons kan sê, vandag kan ek bietjie in lê en rustig wees? Of doen ons moeite om hierdie dag af te sonder, te vier as 'n Sabbatdag, anders as die wêreld, anders as die ander dae van ons kalender? Maak ons tyd en moeite om hierdie dag die eer aan God te bring? Vier ons hierdie dag deur te bely, 'n belydenis oor wie God is en ook oor wie ons is. En die mag en die eer van die oorwinning lê nie by ons nie. Dit lê nie by die Afrikaners destyds nie. En baie mense vier hierdie dag deur volksspele te hou, deur FHK liedere te sing. Dis mooi, dis goed om ook 'n mens se geskiedenis en 'n mens se kultuur op daardie manier te vier. Maar dit is nie die kern van Gelofte Dag nie. Die gelofte sê vandag is 'n dankdag vir God. Die hoofsaak van hierdie dag behoort ons te bely, nie aan ons nie, Here, nie aan ons nie, maar aan U kom toe al die eer, want dit is U liefde en trou wat U bewys het. En ons verkondiging, dan nie net die erediensverkondiging van die dominee of die persoon wat voorgang nie. Ons verkondiging, maak ons nog moeite daarmee om te verkondig wat die Here gedoen het vir ons in die geskiedenis. Die digter van Psalm 66 kan nie stil bly nie. Ons sien hoe hy opgaan na die tempel van die Here en vir die volksgenote sê, kom luister, kom hoor bietjie hierso wat die Here aan my gedoen het. Psalm 78 vers 3 en 4 sê Asaf iets hiervan, wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir ons kinders nie. Maar in die volgende geslag sal ons dit vertel, die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonder wat hy gedoen het. 'n Deel van ons gelofte is dat ons ook aan ons kinders sal verkondig. Ons moet moeite maak met hierdie verkondiging. Dit hoef nie te begin by die ander volke en ander kulture, by die buiteland en die vreemde mense nie. Dit kan begin by ons eie huis en by ons kinders. Dit kan begin by die mense in ons gemeente. Dit kan begin by ons gemeenskappe en die mense wat nie die gelofte herdenk nie. Weerens, dit gaan nie oor volk en ras en kultuur nie, maar oor God se verlossing in die geloof. Die gebed van Psalm 59. Mag God ons genadig wees en ons seën. Mag God tot ons redding verskyn, sodat sy dade oor die wêreld bekend mag word, sy reddende krag vir alle nasies. En dit bring ons by ons laaste punt uit. Geliefdes, as mense oë toemaak en vers 13 en 14 lees, dan kan jy eintlik denkbeeldig sien hoe hierdie man opgaan na die tempel van die Here. Hoe die mense uitnooi, kom hoor, kom kyk, kom aanskou hoe ek nou my gelofte gaan bring. Die Here wat my geloof, oor die Here wat geantwoord het. Hy besef dat hy kom vir die heilige God. Ja, dit is nie iemand wat jy net voor kan sê, ek sal dit doen, en wanneer dit dan gebeur nie, dan kom ons dit nie na nie. Prediker 5 vers 3 tot 4, as jy 'n gelofte aan God doen, stel nie uit om dit te betaal nie, want daar is geen welgevalle vir dwaase nie, wat jy betaal wat jy beloof het. Dit is beter dat jy nie beloof het, as dat jy beloof het en dit nie betaal nie. Psalm 66 sien ons 'n diepe bewustheid en 'n erns met hierdie beginsel. 'n Gelofte maak 'n mens nie net ligtelik nie. Iets daarvan het die voortrekkers ook verstaan. Ons lees in die geskiedenis, die oploop tot die dag van Bloedrivier, het Andries Pretorius met Sarel Silje gepraat om 'n gelofte te maak. Dit was in sy gedagtes die dag voor 16 Desember. Aanvanklik was hy en Sarel Silje baie huiwerig om die gelofte te maak. En geskiedkundige skrywers skryf, Sarel Silje het die natuur van die mens geken, in benoudheid en angs bid hulle, in die dae van voorspoed vertrou hulle op sigself en vergeet hulle van die Here. Is dit nie maar hoe dit vandag soms gaan nie? Nie net
oor die gelofte nie, maar ook in die alledaagse. Ons woord het nie meer waarde nie. Daarom roep die psalmdigter, nee, daarom roep die Here ons op vandag. Betaal die gelofte wat in nood afgelê is, want hy het die uitkoms gegee. En tog gaan die betaling van geloftes nie net oor die uitkoms van aardse nood en stryd nie. En kyk bietjie mooi as jy die Psalm gaan deurlees. Die rede hoekom hierdie digter sy geloftes kom betaal, is nie in die eerste plek oor die beantwoording van gebede nie. Hy begin by die Here wat lofwaardig is, die Here wat koning is, die Here wat verlosser is, wat oorwinnaar is. Hy begin by die Here. Dit is hoekom hy sy geloftes betaal. Dit wat die Here gedoen het, en dit wat hy nog steeds sal doen. Om die Here te loof, om aan hom offers te bring, om te bely, te verkondig, bly nie net vir ons by gelofte dag nie. Ons is gebind tot die gelofte van ons voorvaders, nie deur kultuur nie, maar omdat ons, net soos hulle, ingeënt is in Christus. Omdat dieselfde God wat vir hulle die verlossing gegee het, jare van tevore, ook vir ons verlossing gegee het. En nie net aardse verlossing nie, maar ewige verlossing. God het sy seun gestuur, en ons kom verlos van die grootste nood in die lewe. Hy het namens my en jou die stryd kom stry en die bose kom oorwin. Hy het die sonde aan die kruis op hom geneem en betaal ten volle daarvoor. Hy het die oordeel wat ek en jy verdien vir ons sondes op hom geneem en daarmee afgereken. Liefdes, ek sluit af. Vandag betaal ons die gelofte. Ons kom loof die Here in lied. Ons kom aanskou die magtige dade van die Here. Ons verkondig van die preekstoel af, maar ook hopelik onder ons gemeenskappe en vir ons kinders. Ons kom offer ons tyd en dag op en ons wy hierdie dag toe aan die Here. Ons kom doen dit met oorgawe, met dankbaarheid, met belydenis dat die Here die Almagtige is. Ons doen dit nie vir volk en vir vaderland nie. Ja, ons nooi die dienaars van God uit om te kom sien, om te kom luister, om te kom vertel wat die Here gedoen het. Ja, dit wat hy gedoen het by Bloedrivier, maar ook dit wat hy gedoen het by Golgotha. En die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Amen. Kom ons bid saam.